Goeiemôre julle wonderlike mense. Dit is jou gunsteling program van die week en ek kan nie wag om saam met julle te kuier nie. Hierdie gaan 'n lekker program wees soos altyd. Ons kuier vandag saam met die bekende ma, Margriet Meyer-Rodenbeck, ook voorheen bekend as Dovadola, wat my al 'n paar keer liderlik laat bloos het hierso op ontbytsake. En omdat dit vandag Moedersdag is, het ons besluit om vir haar talentvolle dogter Luca ook saam te bring. Goeiemôre julle. Môre. Dis wat voer jy in die mou? Voer ek iets in die mou? Jy voer altyd iets in. Nee, Sy doen ja, daar sy. Jy ken hom nie eers en dan vat jy sy kant. Hoe ver is dit? Wag nou eers, sien jy, dan neem jy alweer 'n keer oor. Natuurlik my agbare kollega Charlene, sy's ook 'n moeder, so ek moet net vir haar sê ook wonderlike gelukkige Moedersdag. Ag, baie dankie David. Dit is baie dierbaar van jou. Ons gesels ook later oor die Absa Wilde Klawer sporttoernooi wat verlede naweek plaasgevind het en vind meer uit oor SAI se Lamb Champs feeste. Ag, Celine, dit is my so lekker om hier langs jou te sit. Dankie. Ons twee groot mense by die groot menstafel bietjie kan sit. Ek wil sommer uit die staanspoor uit vir my eie persoonlike moeder ook sê gelukkige Moedersdag. Vandag se sake fokus gaan oor veiligheid en ons wys julle allerlei besighede wat hulle beywer om 'n mens teen brande te beskerm. Nie brandboutjies nie. En ons het weer 'n snel vuursake en nee, dit hou geen brandgevaar in nie. Iets wat wel 'n brandgevaar inhou, is die bittere lekker musas wat die wêreld in die brand gaan sing. Vandag hier in die ateljee waar gaan kyk. Maar een ding kan ek julle vertel, daar gaan nie 'n brand in die kombuis uitbreek nie, want ons het iemand daar wat ook 'n moeder is, so te loop se baie geluk ook aan jou, Corlie, wat gaan sorg dat ons magies vol bly. Dankie David, môre kollegas en ja, ek weet nou nie van die brand nie want die paas moet kos maak hierdie Sondag. Maar vandag maak ek vir julle heerlike gemarineerde en geroosterde Griekse lamschops van Lamb Champs met sampioene en tomaties en ons geniet dit saam met 'n elegante Chenin Blanc van Mountain Ridge Wines in Bredenkloof. Wel, my liewe moeder moet ek ook sê, wonderlike Moedersdag aan ma en nie net dit nie, my ma verjaar ek vandag. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Ek kom nou vir mamma. Julle het seker gewonder waar Annika is. Nou, sy is ongelukkig nie vandag hierso by ons in die ateljee nie, maar sy het die weervoorspelling voorheen opgeneem. Ons kyk nou daarna en dan gesels ek met Theo Boshoff van Agbus in landbousake. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. 'n Koue front het vanoggend oor die suidweste van die land beweeg en dit bring nou koue reën weer vir die Wes-Kaap voordat die koue môre ook versprei na sentraal Suid-Afrika. Kom ons kyk na jou weervoorspelling. Reën vir Kaapstad, die Kaapse Wynlande, die Swartland, langs die Weskus distrik en dan ook langs die kus van die Oeverberg en dan is dit sonnig en matig oor die res van ons binneland en sommer warm langs die Ooskus veral in KwaZulu-Natal en die ooste van die Oos-Kaap waar maksimum temperature langs die kus rondom 30 grade Celsius gaan wees. Die reën bly dan vannag steeds 'n moontlikheid daar in die suidweste en dan môreoggend kan daar ook 'n bietjie reën wees langs die tuinroete, veral die kusgedeelte en dan ook so ver as Port Elizabeth met koue toestande dan oor die westelike binneland in die Noord en die Wes-Kaap, terwyl dit môre dan ook sommer koel gaan wees in die Vrystaat en Noordwes met gedeeltelik bewolkte toestande daar. Kom ons kyk na jou temperature. Dit gaan so rondom 23 wees in Pretoria, 21 in Johannesburg met sonskyn weer in die streek. En dan sien ons Sondag dat die kouer toestande alreeds ook dele van Noordwes bereik, 19 in Potchefstroom met oggendreën wat moontlik is in Mbombela. Baie warm langs die Ooskus met 31 in Richards Bay, 29 in Durban en dan heelwat kouer Sondag oor sentraal Suid-Afrika met 16 as 'n maksimum in Bloemfontein en Bethlehem. Winderige toestande reg oor die Oos-Kaap en dan is dit ook warm hier langs die kus met 30 in Port St Johns en Oos-London, maar dan drasties kouer môre soos wat daardie koue front verby beweeg met 'n kans vir oggendreën rondom Port Elizabeth of Gqeberha. 'n Reënerige dag vir die Moederstad met 17 as 'n maksimum en 'n 80% kans vir reënbuie vir Saterdag en dan is dit sommer ysig koud Sondagoggend in Sutherland met 'n minimum temperatuur van -2 en 'n maksimum van 12. Saterdag sien ons ook dan dat daar 'n kans is vir reën rondom Springbok met 'n temperatuur van 15
as 'n maksimum en dan koel dit ook af in hierdie gebied Sondag as gevolg van die koue front wat verbytrek met 19 in Appington. Koeltoestande bly in sirkulasie Maandag oor ons binneland, gedeeltelik bewolkte weer aanvanklik in die noordooste met oosweer wat nou terugkeer na die kus van Namibië en dan verwag ons Maandagnag en Dinsdagoggend dat daar moontlik mistigheid kan inbeweeg oor die hoofveld van Mpumalanga en dit sal ook gedeeltelik bewolk wees in daardie gebied aanvanklik met 'n skraal kans vir 'n bietjie reën langs die verre noordoostelike platoeland rondom Thohoyandou. Andersins gaan dit droog en matig wees in ons land met die temperature wat stadig begin klim en oosweer veral Dinsdag langs die kus van Namibië. Ons sal nou kyk na daardie temperature. 'n Oggendtemperatuur van so rondom 4 grade Celsius vir Maandag in sentraal Suid-Afrika. Maandagmiddag bly dit koud met 17 as 'n maksimum in Bloemfontein. Dinsdagoggend sien ons ook minimum temperature wat in die enkelsyfers gaan wees vir sentraal Suid-Afrika en Dinsdagmiddag word dit 'n bietjie warmer reg oor ons land en dan sien ons daardie bloedige warm toestande langs die kus van Namibië as gevolg van die oosweer in daardie gebied. 'n Sterk noordoostewind gaan waai rondom Kaapstad vir Saterdag met 'n sterk noordwestewind oor ons westelike binneland en 'n matige noordoostewind langs die noordkus van KwaZulu-Natal. En dan word dit ligte winde rondom Kaapstad vir Sondag. 'n Koue suidewind gaan waai oor ons sentrale binneland met nou die sterk suidwestewind langs die kus van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Dit is jou weervoorspelling. Mag jy 'n heerlike naweek verder hê. Landbou sake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Theo Boshoff is die uitvoerende hoof van Agbus. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Lekker om jou te gesels. Ja, dankie. Vertel vir my, Agbus, wie is julle en wie verteenwoordig julle? So Agbus is 'n sakekamer binnekant landbou, veral die landbouwaardeketting. So daar's ongeveer 80 maatskappye, landboubesighede en so net oor die 20 organisasies, jy weet wat lid is van Agbus. So ons verteenwoordig eintlik meestal die waardeketting, so dis van die insetverskaffers af, jy weet landboubesighede, koöperasies, al die pad by landbouverwerking en meestal tussenin. So julle verteenwoordig soort van die hele ketting soort van in landbou op 'n manier. Ja, nie soveel die direkte produsente nie, primêre landbou nie, meer eintlik die besigheidskant wat gekoppel is daaraan. Nou, hoe bedryf julle hoe ondersteun julle die bedryf en die bevorder die belange van die bedryf? Wat doen julle spesifiek? So ons is eintlik maar wat soos in Engels sou sê enabling environment. So ons is die skakel met tussen die bedryf en die regering, met vakbonde, ander belanghebbende partye en ons het 'n paar fokusareas. So wetgewing en beleid is altyd geweldig belangrik. Natuurlike hulpbronne kwessies soos grondbestuur, waterregte, arbeidswetgewing, maatskappyewet, alles wat daar is, jy weet 'n impak sal hê. Internasionale handel ook, jy weet om nuwe markte oop te maak vir Suid-Afrikaanse produkte. Dit is geweldig belangrik. Ek bedoel reeds meer as die helfte van ons landbouprodukte voer ons uit en om momentum te behou, moet ons ook nog markte oopmaak. Ek vermoed marktoegang, jy het nou verwys, is seker krities belangrik vir julle en seker logistieke issues ook. Definitief. Jy weet dit is eintlik jy weet die rand en sent goed wat landboubesighede raak is kwessies soos logistiek, soos dienslewering op die platteland. En ons het onder andere jy weet nou net 'n loosprojek klaar gemaak met Transnet in Kaapstad, jy weet in die Kaapstadse hawe in daai piekseisoen om meer plug points beskikbaar te stel, om 'n buffer te maak in die piekseisoen. So daar is goeie samewerking wat besig is in plaas te vind. En dit is natuurlik alles te belang vir die sektor. Hoe is julle toegang tot die politici? Want hulle stel tog beleid daar en op die ou end is dit die politici wat nou staatsbeheer instellings soos Transnet byvoorbeeld bestuur. So hoe is julle toegang daartoe? Ons toegang is goed. Jy weet ek en van my kollegas is nou op sekere strategiese rade, jy weet waar mense adviseurs ook is, jy weet vir die politici, maar daar is twee elemente daarvan, want jy weet op die hoogste vlak natuurlik baie van ons beleid soos jy nou genoem het, jy weet die politici het 'n invloed, maar die werklike regulasies, jy weet in die kwessies wat landboubesighede elke dag raak, goed soos die registrasie van chemikalieë en ander produkte. Jy weet die bestuur van dieregesondheid, kwessies en siektes. Daar is nie net die politici nie, maar die departement en die amptenare binne die departement geweldig belangrik. So ons werk op altyd van daai vlakke. Ek kry die sin dat veral Transnet word so iets wat beter bestuur, veral wat die hawens en so betref. Is ek korrek?
Ek sou beslis so sê, daar was groot skuwe in hulle bestuur so 2 jaar terug wat ek dink gehelp het, maar boonbehalwe Transnet self, jy weet, daar is institusionele veranderings besig in plaas te vind om meer derde partye toegang te gee. Meer kompetisie. Meer kompetisie, beslis. En dit sê my, moet ons bekommerd wees oor moontlike sanksies van Amerika of byvoorbeeld? Dis 'n moeilike vraag. Jy weet, die sanksies op die oomblik fokus maar op die ekonomiese kant daarvan. Daar is 'n politieke kant aan en ek dink nie, jy weet, as daar sanksies sou kom, sal dit van die politieke kant af kom. Maar in terme van die ekonomiese, jy weet, die suiwer handelskwessies, ons moet ook nie onderskat die waarde wat Suid-Afrika het, jy weet, vir Amerikaanse handel nie. Ons is 'n baie klein ekonomie, maar daar is sekere produkte wat ons ook uitvoer na die FSA toe wat in hulle waardeketings ingaan, wat geweldig belangrik is vir hulle eie waardeketings se mededingendheid. Theo Boshoff, uitvoerende hoof van Ekwes, baie dankie dat jy by ons gedraai gemaak het. Dankie vir die geleentheid. Right, oor na Charlene en sy gesels nou met ma en dogter Margit en Luca. Ons spesiale Moedersdag gaste is Margit Meyer-Rodenbeck en haar pragtige dogter Luca Human. Baie welkom weer julle twee. Is dit lekker om so saam met jou dogter te sit? Baie. Onderhoud. Want julle het dit nou al baie ook gedoen, hè? Hoe bedoel jy baie gedoen? Nee, maar julle baie saam onderhoude gedoen. Ons het al baie saam onderhoude gedoen. Ons doen baie dinge. Ons doen baie dinge saam. Dis was vir my lekker. Ja. Is dit vir jou Is ook jou lekker? kleur? Jy het 'n hou gekry. Ek beloof dit is lekker, ek beloof. Maar Margit, jy vertel die storie dat jy weet Luca was nog in haar doeke toe sy al saam met jou op die pad of jy weet jy moet 'n vertoning gaan doen en jy pak stoele reg en doen klanktoetse en so elke nou en dan skree jy waar is Luca? Waar is Luca? Hoekom het jy daai keuse gemaak om 'n werkende kunstenaarsma te wees en nie net 'n nanny te kry nie? Ek dink in die eerste plek het ek net een kind, né? So dit het 'n bietjie makliker gemaak in die sin van ek kon haar saamvat en ek het so lank gewag vir haar. Ek was snoep. Ek wou niks mis van haar nie. En ek het 'n assistent gehad, Karna Visser. So Karna was my assistent, my au pair, ook die klankingenieur en ons drie het die wêreld plat getoer. Partykeer sommer 19 dae aan een en dan sit bestuur Karna en dan sit ek agter by haar. Hoe oud was jy toe omtrent? Ek was 3 toe ek geleer spel op die pad. Met daai Op bordjies. daai uitveebordjies en my eerste woord wat ek kon spel was Hello Kitty, maar met baie frustrasie want ek kon nooit die K reg kry nie. So dan my ma net my weer troos en wys dit is okay, ons begin weer oor. Ek sê nee, ek het dit nie reg gekry Jy nie. het so uitgevee. Ek was ook besig om te sê los dit. Baie frustreerd. En toe word jy later soort van 'n kitty want jy speel later toe Matthewus, die kat saam met jou ma. Hoe was daai ervaring? Dit was fantasties. Dit was my eerste professionele produksie en ek voel baie geëerd dat ek deel kon wees van so supporting span. En dit het vir 2 jaar, Dit is omtrent amper 2 jaar jaar geloop, aangehou en dit was regtig fantasties om oral oor die land te toer en om 'n kat te kan wees. Ek was mal oor katte, ek's nog steeds mal oor katte en dit was my baie lekker om weerskans met my ma te speel en my enigste lyne was miau, so dit was fantasties. Ek wil net vir vra of sy dan vir jou produksienotas gegee het na die tyd. Nog sê doen bietjie so of so. Nie eintlik nie. Kry jy by jou ma advies oor die bedryf? Nie oor die lewe gee ma altyd advies nie, maar oor die bedryf spesifiek. Kry soms by jou ma raad? O, definitief. Sy help my vanaf ek graad 1 was in my Stetwits en sy het met trompoppie my help woorde leer. Maar ook omdat my ma in die bedryf is, kan ek eerstehand sien hoe die bedryf is en hoe moeilik dit kan wees veral tydens COVID en sy is baie oop oor wat aangaan in die bedryf en dis nie net maanskyn en rose nie, so definitief. Margit, jou oë sprankel, né? Jy sê nie 'n woord nie, maar jessie, daar is net Trots. genot en trots op jou. Ja, maar wat van wat Luca alles bereik het, maak jou die trotste? Dat sy haarself bly. Ek admireer haar in daai opsig. Ek het baie lank gevat om te leer. Dis okay as jy net jouself is. Dit is okay, almal kan nie van jou hou nie en almal hoef nie van jou te hou nie. En dis makliker om jouself te wees. Dis uitputtend om die hele tyd te probeer wees wat jy dink almal anders wil hê jy moet wees. Ja. En sy het dit van 'n baie jong ouderdom af geleer. Dis okay om jouself te wees. En jou een woord wens vir haar? Tevrede. Net tevrede te wees. Ja. Dit is heerlik om julle twee hier so te hê en ons gaan nou verder gesels met jou Margit want ek wil alles hoor van jou liefde oor kinderteater.
Eers is dit tyd vir nog 'n pragtige wynplaas uit die Brede Kloof, Mountain Ridge, en daarna Corley. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ontbytsake se laaste kuier langs die Brede Kloof wynroete is by Mountain Ridge Wines tussen Ceres en Worcester. Hulle druiwe kom hoofsaaklik uit die Brede Kloof, maar ook ander areas. 9000 ton druiwe jaarliks. Wyne word meestal in groot maat gelewer aan kliënte in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. Hulle Chenin Blanc, Colombar en Sauvignon Blanc wit kultivars is wel bekend en Shiraz, Cabernet en Pinotage is hulle vernaamste rooi kultivars. Mountain Ridge se uitstekende wynmaakspan voer ook hulle wyne uit na onder andere China, België, Duitsland en die Verenigde Koninkryk. Hulle wyne is klassieke nuwe wynstyle, meer vrugtig met 'n gebalanseerde struktuur, besonderse aromas en intensiteit. Die wyne se kwaliteit is ver bo hulle prysklas en het al verskeie nasionale en internasionale pryse gewen. Mountain Ridge Wines omskep druiwe in 'n reeks wyne wat die harmonieuse verhouding tussen die natuur, die wynboer en die vaardigheid van die wynmaker na vore bring. Hier by Mountain Ridge is ons in ons 75ste pars. Ons is baie opgewonde oor die kwaliteit vir jaar. Ons voer baie van ons wyne in bulk uit. Ons het ook wyne in die bottel, maar oor die algemeen geen nie om wat die hoeveelheid is. Die kwaliteit is vir ons die belangrikste ding in die wyn. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Brede Kloof wynroete se spesiaal voorbereide keurwyne uit die streek beskikbaar gestel deur Get Wine. Die Mountain Ridge Romansrivier Chenin Blanc is 'n trotse uitvoerproduk van die Brede Kloof wynroete. Die elegante witwyn is ideaal vir bediening saam met pluimveegeregte, kreef en mossels in 'n bottersous. Nou, julle weet nou al teen die tyd, al die bestanddele wat ek in die bitterlekker kombuis gebruik, koop ek by Pick n Pay. So maak seker jy gaan loer in die naweek en kry alles daar. Nou Pick n Pay in samewerking met Lamb Champs het ook 'n opwindende projek waarmee hulle besig is, waarvan ons meer uitvind later in die program. Maar die uiteinde is hierdie heerlike kwaliteit lamsvleis in verskillende snitte, pragtig verpak. Nou ek spring weg en vertel julle waarmee het ek die lamschops marineer. Nou in 'n glasbakkie het ek net so lank al olyfolie, fyn knoffel, vars suurlemoensap of jou botteltjie, rooiwynasyn, oregano, timie, roosmaryn, komyn, sout en peper. Nou al wat jy doen is jy meng dit lekker deur en dan gooi jy die marinade oor hierdie vleis sodat dit alles goed bedek. Nou ek het solank daai paar bestanddele hier ingegooi en dit net so 'n bietjie gemeng om dit makliker te maak. Gooi ek altyd alles so in een bakkie saam, dan weet jy meet dit reg af, jy weet die hoeveelhede en dan gooi ons nou net hierdie hier binne in. En dan al wat jy nou doen, jy roer dit lekker deur, dat hy so lekker meng. En dan gooi ek dit nou dood eenvoudig bo-oor hierdie lamschoppies. En dan wat jy doen, 'n minimum van 30 minute, moet jy nou toelaat dat dit marineer. En dan sal ek sê so maksimum van so 2 tot 3 ure. En dan is dit nou, verkies ek dat dit op 'n lekker oop vuur gaan. Maar hier in die ateljee gaan ek nou sommer dit net in die oond sit. So jy smeer dan nou lekker hierso dit en dan gaan ek nou nie gaan daai ding nou gebruik en gaan dit omdraai en dan doen jy dit aan die ander kant. Nou jy besluit ook self of jy dit medium of gaar stukke lamsvleis wil hê. Hoe hoër die temperatuur, hoe meer sal die vet lekker daai vetjie aan die kant lekker krakerig bak. Nou as ek terug is, gesels ons oor die groente wat ek saam met die vleis bedien. Charlene gesels nou verder met Margriet. Ek
ek gesels verder met Margriet Meyer-Rodenbeck, mamma voor Moedersdag. Hier is dan lekker om jou dogter te sien en so. Dit maak mens trots, nee, om te sien wat sy alles bereik en sy bly haarself, soos jy gesê het. Dit maak mens trots. Dit maak mens ook bang. Van dis 'n vrede wêreld daar buite. Dis 'n moeilike paadjie as sy hierdie paadjie gaan stap. Ja. Jy het 'n groot liefde vir kinderteater. Ek meen jy het baie daarin belê, jou tyd in produksies om dit te ontwikkel. En ek dink die een wat by my uitstaan natuurlik is Liewe Heksie. Vertel vir ons hoe Liewe Heksie begin het. Kyk, Liewe Heksie het ek begin doen. Ek dink ek doen al ver voor Dolla het ek Liewe Heksie al gedoen. Ek het al so baie op 'n stadium gedoen dat ek in die nag wakker word. Ek stap in my slaap as my brein nie afskakel en gesê, "Haai, kykie blomme teen die mure." En tot vandag te doen ek het al laasweek hier gedoen by die Suid-Oosterfees. Dit is vir my die grootste voorreg om vir kinders op te tree. Dis die lekkerste gehoor. Jy kry onmiddellik jou terugvoer. Jy wonder nie wat hulle dink nie, want hulle sal vir jou baie vinnig laat verstaan. En Liewe Heksie doen ons baie interaktief. So daar's almekaar kinders op die verhoog en dan sal iemand vir my lees en dan sal iemand vir my die blom moet vashou. En so dit is so 'n interaktiewe show, dis half so stand-up vir kinders. Nee, kinders se koppe is nog oop. Jy kan nog 'n verskil maak. Maar ek dink ons is nou al verby die wanindruk wat mense sou kon hê dat kinderteater maklik is. Want dit is nie maklik nie. Jy werk jou alie af as 'n akteur of aktrise op die verhoog, nee. Dis 'n fisiese baie uitdagende ene en 'n gehoor wat jy moet oortuig. So jy gee baie energie uit. Maar byvoorbeeld ek het die Vloei produksie saam met Marinda Engelbreg wat nou al jaar 23 hierdie jaar weer by Aardskep is. En my span daarin en ook in my span in Woordedief is 5 of 6 jong talentvolle akteurs, maar hulle is briljant. Hulle moet kan dans. Ek kan nie meer dans speel nie. Hulle moet kan sing. Hulle moet kan toneel speel en dan veral kinders verstaan. Ja. Hoekom is dit vir jou so belangrik om in kinderteater te investeer? Mens kan nou sê, ek kan nou dink aan antwoorde, ja, teaterontwikkeling, gehoorontwikkeling, maar vir jou, vir Margriet, wat lê in jou hart dat jy dit wil doen? Elke dag opstaan en sê, ek gaan myself nou moeg maak op die verhoog vir kinders. Okay, gehoorontwikkeling is ononderhandelbaar. Ek dink as ons nie baie vinnig nog baie meer investeer in kinders nie, gaan ons alie teekom. Maar dit is die eerlikheid van hulle. Dit is die lekkerste mense om voor te kan skep, want daar is nie boundaries nie. Hulle breine is wyd, hulle koppies is oop, hulle is nog nie in 'n boksie nie. Hulle reageer nog van daar af. As jy instap in so 'n vertoning, ek was gister in so 'n vertoning, wat ons die verhoogste geheim doen vir 1500 kinders wat daar sit in die operahuis. En hulle reageer instinktief en hy borrel lag. Ons verleer om so te lag, né? En ons verleer om te gil en ons verleer om net te let go. As jy daar agter staan, dan het jy weer hoop vir die lewe. Jy staan daar en 9 uit 10 keer begin ons sommer huil, want jy dink sommer jy het jouself doodgewerk en dan sien jy die vreugde wat jy bring. En jy het die Prozac nodig, daai is die ek dink dis die antwoord. Jy het gevra, ek het die Prozac nodig, ek dink dit elke dag. Ja. En hoekom met jong akteurs te werk? Dit hou jou ook seker jonk, nie dat ek sê jy's oud nie. Ek gee nie om, ek is nou al oud. Die wonderlike ding vir die jong akteurs, hoe ouer ek raak, hoe banger raak ek. Maar jong akteurs is onverskrokke. Ons was ook so, maar jy verleer dit langs die pad, so dit spul weer bietjie op jou af. Jy steel bietjie van hulle energie weer. So dis lekker uitruil. Dis vir my ongelooflik om met die jong akteurs te werk. Hulle is briljant en hulle is 'n ander generasie. Hulle koppe is anders aan mekaar gesit. Nie dat ons in verkeerd of hulle is in reg is nie, dis net anders. En wonderlik dat hulle jou het om saam met hulle die pad te stap. Ag, is my heerlik om met jou te kan gesels. Baie dankie. Leon gesels later met Margriet se talentvolle dogter Luka, maar eers staan hy gereed vir die Sake Fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Daar's min dinge so erg soos om te sien hoe 'n huis of 'n gebou tot op die grond afbrand. En daarom is brandveiligheid natuurlik van uiterste belang. In vandag se Sake Fokus wys ons julle verskeie ondernemings en instansies wat jou hiermee kan help. Die eerste aan die beurt is die Association of Life Safety Assessors wat goeie werk op hierdie gebied verrig. Brandveiligheid is 'n belangrike deel van die lewe vir almal, maar veral huiseienaars of verantwoordelike persone van residensiële, korporatiewe en nywerheidseiendomme. Wees bewus van potensiële brandgevare, soos foutiewe bedrading, oorlaaide elektriese punte en deesdae ook sonkraginstallasies en jou keuse van 'n installeerder.
Vroeg in 2018 het 'n paar oud brandweeroffisiere die behoefte raak gesien vir samewerking en ALSA, die Association of Life Safety Assessors, gestig. By ALSA is ons bemoeid met brandveiligheid en lewensveiligheid. En so ook ons lede onder hulle verskillende dissiplines dra die toewyding tot lewensveiligheid en brandveiligheid tot hart. ALSA, as jy in die bedryf is, kontak hulle gerus. Voxfire is brandbeskermingsspesialiste met 'n kliëntebasis wat strek van argitekte en nywerhede tot kantoorblokke, winkelsentrums, gasvryheid en sportfasiliteite. Weet hulle dat daar eenvoudig geen kompromie is wanneer dit kom by die voorkomende en veiligheidsaspekte wat jou personeel, kliënte en beleggings beïnvloed nie. As 'n geregistreerde SACAS brandbeskermingsspesialistmaatskappy bied hulle hoogs opgeleide tegnisi werkbare oplossings en help ook met proaktiewe argitektoniese beplanning om 'n optimale voldoeningsvlak van brandbeskerming, beroepsgesondheid en veiligheidsvereistes te verseker. Vox bied ook assesseringsdienste van bestaande geboue, uniek ontwerpte noodplanne en gratis konsultasies. Hulle spesialiseer in brandopsporingsstelsels, brandsprinkelstelsels en die volledige reeks brandblussers. Voxfire, die enigste brandbeskermingsspesialiste wat jy ooit sal nodig hê. Kontak hulle vandag nog. TechnoSwitch is 'n ISO-gesertifiseerde maatskappy met hoofkwartiere en vervaardigingsfasiliteite in Johannesburg en takke en opleidingsfasiliteite in Kaapstad en Durban. Hulle ontwerp, vervaardig, doen invoere en verkoop hoëgehalte toerusting vir brandopsporing, onderdrukking en brandbeheer en verskaf al sedert 1974 wêreldklas brandopsporing en onderdrukkingprodukte aan Sub-Sahara Afrika. Met 'n toegewyde tegniese en R&D afdeling verseker hulle dat hulle visie van red lewens en bates realiseer. Baie van hulle wêreldklas produkte is bekroonde produkte en almal het uitgebreide sertifisering en goedkeuring. TechnoSwitch lewer doelgemaakte brandopsporing en onderdrukking oplossings vir enige toepassing of industrie. Hulle verbintenis tot kwaliteit en kliëntetevredenheid verseker dat jou veiligheid altyd hulle topprioriteit is. Kontak hulle vandag nog. Die Brandbeskermingsvereniging van Suider-Afrika speel 'n belangrike rol in opleiding as dit kom by brandbestryding en so ook Critical Fire Defence wat veral in die voorkoming van brande spesialiseer. Kom ons kyk en daarna is dit David met die gebruikelike ekonomiese sake. Die Brandbeskermingsvereniging van Suider-Afrika of FPASA verskaf onderrig, opleiding, inligting, advies en brandkonsultasiedienste. Brandrisiko-analises en selfs brandondersoeke word ook gedoen. Hulle Fire College verskaf opleiding op versoek aan lede sowel as nie-lede en bied ook standaard opleidingsprogramme vir die breë spektrum van industriële en kommersiële vereistes. FPASA bied ook webinars aan wat brandveiligheid en beskermingsonderwerpe aanspreek. Kontak hulle vandag nog. Critical Fire Defence is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat spesialiseer in rook- en hitte-ventilasiestelsels. Hulle produkte is ontwerp om aan Suid-Afrikaanse boustandaarde te voldoen wat veiligheid tydens noodgevalle verseker. Hulle fokus is hoofsaaklik op hulle verbintenis tot innovering en nakoming van die wet. Hulle sleutelvelde is in rook- en natuurlike ventilasiestelsels, meganiese rookuitsuig-waaierstelsels, vuur- en rookdemperstelsels, outomatiese en statiese vuur- en rookgordynstelsels, venster- en deurautomatiseringsstelsels en natuurlik ook die diens en instandhouding van al hulle produkte. By Critical Fire Defence is hulle baie trots daarop om ongeëwenaarde gehalte, uitsonderlike kliëntediens en totale tevredenheid te verseker. Critical Fire Defence, uitnemendheid in brandveiligheid en beskerming, plus toewyding tot betydse afleweringe.
Ek wil vanoggend oor onderwys in Suid-Afrika gesels. Ek dink onderwys in Suid-Afrika moet heeltemal oordoen word, die hele onderwysstruktuur wat ons het in Suid-Afrika. En miskien net so een of twee belangrike feite. Een daarvan is Suid-Afrika se onderwysuitgawes is die grootste uitgawe vir die minister van Finansies. Ons spandeer ook meer aan onderwys as die meeste ander lande in die wêreld. Direk hoeveel geld ons spandeer en relatief ook. Maar as jy kyk na die kwaliteit van Suid-Afrika se onderwys, dan is dit nie net swak nie, maar dit is baie keer selfs van die swakste in die wêreld. En die groot probleem, dit begin by primêre onderwys. Primêre onderwys in Suid-Afrika moet heelwat meer aandag kry. So dis die eerste punt. Die tweede punt wat besig is om te gebeur is dat veral ons hoër onderwysinstellings soos die universiteite is besig om baie agteruit te gaan. Dit is net die realiteit. En ons weet ook ons het al probleme in die skoolstelsel soos dit is ook. En die privaat sektor is besig om baie van hierdie hoër onderwysinstellings eintlik oor te neem. Ons is eintlik besig om onderwys in Suid-Afrika te privatiseer. En hier is wat ek graag sal wil sien. Ek sou graag wil sien dat ons sê net maar die helfte of selfs meer van ons staatsuniversiteite toemaak. Daar is nog 'n klompie staatsuniversiteite wat nog baie goed in Suid-Afrika is, maar baie van hulle het baie agteruit gegaan weens wanbestuur onder andere ook. So maak toe van hierdie staatsdepartement, maar dis niks anders as 'n staatsdepartement nie, van hierdie universiteite en wat 'n mens dan moet doen, vat hierdie geld wat jy daar spaar en spandeer baie van die geld op primêre onderwys. Ons primêre onderwys is 'n baie groot probleem. Wat ons ook kan doen, die realiteit is, ons het so wat so na universiteite in Suid-Afrika, maar ons het so wat 130 privaat hoër onderwysinstellings in Suid-Afrika en hulle is geleidelik besig om al meer en meer daardie rol van die staat eintlik oor te neem. Mens moet dit aanmoedig. Daar's natuurlik probleme met hierdie privaat universiteite en die probleem is hulle skep nie 'n tipiese dorpstipe van omgewing, 'n studentelewe soos wat die tradisionele universiteite byvoorbeeld doen nie. Dis een probleem wat hulle het en die ander probleem is hulle doen nie baie navorsing nie. So dit is waar ek dink die rol van die staat is. Die rol van die staat is om hierdie universiteite, private universiteite ook finansiëel te vergoed as hulle bydra tot navorsing en wat hulle op hierdie stadium nie genoeg doen nie. En dan dink ek wat ons ook kan doen, ons kan op 'n of ander manier die private sektor aanmoedig om meer van private universiteite te gebruik. En mense kan hierdie vouchers of hierdie bewyse gebruik. Geef vir 'n ou 'n bewys en sê vir hom jy kan gaan na die universiteit waar jy wil en dit geld vir skole ook. Geef hom 'n voucher en hy kan gaan na enige skool toe gaan wat hy wil. Daar's egter 'n probleem met privaat onderwys oor die algemeen. En dit is dat in baie gevalle is die kwaliteit van privaat onderwys nie te goed nie en die rede daarvoor is omdat sekere instellings tipies hierdie tipe van instellings oorneem. Instellings soos byvoorbeeld kerke byvoorbeeld of ander kulturele instellings en hulle doel is dan nou om die kerk of hulle kulturele instelling se doelwitte na te streef en nie noodwendig akademiese hoë standaarde nastreef noodwendig nie. So miskien het daar die rol vir die staat om seker te maak dat akademiese integriteit gehandhaaf word en 'n goeie kwaliteit akademiese dienste produkte nog steeds gelewer kan word, alles in die hande van die privaat sektor. Maar die realiteit is, die privaat sektor is geleidelik besig om onderwys in Suid-Afrika oor te neem. Moenie dit beveg nie, moedig dit aan en sit die regte strukture in plek. Oor na nuusake saam met Pieter de Tooy. My gunsteling deel van ontbytsake, dis natuurlik met ons nuuspersoon van die week, Pieter de Tooy. Hallo Pieter. Hallo Dawie, lekker om te sien man. Altyd lekker om jou te gesels. Pieter, dis nou 'n deel van die wat ons nou baie min aanraak, maar internasionale politiek speel natuurlik 'n groot rol, ja. Internasionaal. Wêreldwyd sien mense hierdie swaai na regs, onder andere ook in Duitsland, wat vir my interessant is. Hulle het so 'n bietjie gesukkel om uiteindelik hierdie koalisie bymekaar te bring. Daar's twee vrae eintlik aan jou. Hulle het gesukkel om 'n bondskanselier te verkies, dis die eerste een, en die tweede een, dis ook 'n koalisieregering en die manier hoe hulle dit doen, dink ek kan ons baie by leer. Dawie, dit is internasionale politiek, maar ek dink die relevantie vir Suid-Afrika is baie hoog. So die Duitsers het hierdie week 'n bondskanselier verkies, maar dit het hulle gedoen na 8 weke se onderhandelings om 'n koalisie saam te stel. 6 weke tussen die verskillende partye wat deel vorm van die koalisie om presies te besluit hoe hulle beleid van aksie en program gaan hoe dit moet lyk. En toe 2 weke wat elke party moes teruggaan na hulle partylede om te sê dit is die ooreenkoms wat ons gekry het, wat dink julle daarvan? So dit het 'n periode van 8 weke geneem om dit te onderhandel en toe het hulle 'n dokument hierdie week bekend gemaak van 144 bladsye wat presies uiteensit waarvoor hierdie koalisieregering staan. Nou wat is die relevantie vir ons in Suid-Afrika? Het ons 'n koalisie onderhandel
weet in 'n periode korter as 2 weke. Daar's die enigste basisdokument wat daar is 12 of 13 bladsye wat basies daaroor is hoe hulle met mekaar praat. Maar die Duitse koalisie, hulle weet presies wat se beleidsrigtinge hulle gaan implementeer, hoe hulle dit gaan doen en teen wanneer. So dit is 'n heeltemal 'n ander situasie as in Suid-Afrika en dit wys vir ons hoe moeilik dit is om koalisies te doen. Weet in die geval van die Duitsers, as ek nie mis is nie, korrigeer my nou, is laat die kleine, jy moet ten minste ek dink 5% van die stemme kry voordat jy werklike verteenwoordiging. Ja, daar's 'n drempel wat jy moet oor. Is dit nie ook iets wat ons in Suid-Afrika moet oorweeg? Ek dink Helen Zille en die DA het al wetgewing daarvoor ingedien in die parlement wat natuurlik nêrens heen gegaan het nie, maar dit gee vir jou, dit beteken dat kleiner partye besef dat daar verantwoordelikheid op hulle is om positief deel te neem aan 'n koalisie. So dit is iets wat ek dink die media nou moet kyk en ek dink ons moet berig daaroor. So in die geval van Suid-Afrika, die les wat ons daai kan leer is dat dan moet dit waarskynlik meer tyd nodig om koalisies saam te stel en 'n beter ooreenkoms. En interessant genoeg, die Duitsers het hulle ooreenkoms bekend gemaak. So hulle het dit op 'n perskonferensie bekend gemaak en daai 144 bladsy dokument is beskikbaar vir almal, so hulle kan presies sien waarteen hulle verteenwoordigers verantwoordelik kan hou. Nou die enigste nodigste Mei, lyk dit vir my nou gaan ons nou weer 'n keer probeer om begroting ter tafel te lê. Maar dit gaan onvermydelik moet beteken dat die ANC en die DA voor die tyd eintlik moet ooreenstem wat die begroting. Hulle moet, maar die probleem is hier's nie 'n gedeelde grondslag nie. Hier's nie 'n gedeelde gronde van vertroue nie. So daar's nie 'n vertrekpunt, 'n gedeelde vertrekpunt tussen twee partye nie. In Duitsland is dit anders. Hulle het nou reeds die onderhandelings afgehandel. So daar is 'n gedeelde vertrekpunt. Hier is daar nie net 'n gebrek aan vertroue nie, maar geen vertrekpunt oor hoe hulle hierdie onderhandelings gaan pak nie. Maar dit moet deurgaan, ons nie 'n keuse nie. Ja, maar gelukkig het ons dan 'n onafhanklike pers in Suid-Afrika en die belangrikheid van 'n onafhanklike pers om hierdie tipe van goeders wel bloot te lê en bekend te maak aan die publiek. Ja, en ek dink as jy nou hierdie jaar kyk, Dawie, was daar baie geleenthede waar van die onderhandelings het weg uit die openbare oog uit gebeur en dit is die belangrikheid van die onafhanklike media om daai tipe inligting in die openbare oog te druk. En jy weet en ek sal graag wil reageer op wat Rob Hershof, wat 'n gas was so 'n paar weke terug op hierdie program gesê het, waarin hy 'n aanval op News24 spesifiek gedoen het en gesê het News24 is napraters van die ANC en ek dink daai tipe van ongegronde en oningeligte kritiek is onnodig. Dit werp onnodige twyfel op die rol van 'n onafhanklike media. En as jy kyk na wat die onafhanklike media die afgelope 15, 20 jaar gedoen het om staatskaping, grootskaalse korrupsie in die regering te ontbloot, is dit 'n ongevraagde kommentaar en ek dink die rol van die onafhanklike media is om vreesloos berig te doen oor diegene wat mag het, Dawie. En dis inderdaad die geval in Suid-Afrika. Mense hoef nie noodwendig altyd met die media saam te stem nie, maar die media in Suid-Afrika kan ons sonder enige twyfel sê is werklik waar vry. Ons is vry. Ons het die enigste, jy weet, niemand is nog nooit in die tronk gestop oor wat jy skryf nie. Jy weet, en ek dink dit is iets wat ons moet koester, 'n vrye media en 'n onafhanklike media. Wat die rol speel wat hy doen en hoewel daar uitdagings is natuurlik vir die media en die media maak ook foute, is ons vry genoeg om te sê wat gesê moet word en kan ons magshebbers soos die regering en die politieke klas verantwoordbaar hou daarvoor. Soos wat ek en jy vrou is om elke keer op ontbytsake om ons eie sê te sê. Presies. Pieter, baie dankie dat jy weer 'n keer by ons het draai gemaak het. Altyd lekker met jou te gesels. Baie lekker. Nou terug na Sake Fokus. Landa Automation verskaf pasgemaakte outomatisering, robotika en stelselintegrasie oplossings vir die motor, mynbou en prosesingenieurswese sektore. Van konsep tot voltooiing hanteer hulle projekte van alle groottes en bied dienste soos meganiese ontwerp en vervaardiging, elektriese beheerontwerp, paneelkonstruksie en sagteware programmering oor verskeie platforms en robotika stelsels. Hulle glo in langtermynverhoudings. Hulle span bekwame kundiges, elkeen 'n spesialis in onderskeie ingenieursdissiplines, stel hulle in staat om omvattende sleuteloplossings vir industriële outomatisering en robotika te lewer. Oplossings word spesifiek ontwerp om doeltreffendheid, produktiwiteit en veiligheid te verbeter, met fokus op kliënte se belange wat hulle in staat stel om hulle doelwitte te bereik. Lambda Automation, voortdurend aan die innoveer om aan te pas by die konstante ontwikkeling van die bedryf met pasgemaakte outomatisering wat wêreldwyd vertrou word. Die man wat lig bring in ons lewe. Michael Erasmus, direkteur van Romy Consulting. Goeiemôre. Môre Leon, altyd lekker om hier by julle te wees. Altyd lekker om jou te hê. Ek wil sommer begin. Jy noem dit altyd 'n belegging as dit kom by sonkrag. Wat maak kwaliteit tegnologie so 'n goeie belegging dan in ons land? Ja, wel, kyk Leon, dit is baie belangrik. Die klem lê op kwaliteit, solar tegnologie is teen die beste pryse
nog ooit beskikbaar. So alhoewel daar nie baie beerdkrag is nou op die oomblik nie, is nou die tyd om in solar te belê. Ja. Want as jy jou geld wat jy gespaar het in solar gaan belê, gaan dit vir jou maandeliks baie meer terugsit in jou sak as wat jy daar in die bank sou gelos het en rente getrek het. Ja. So 'n kwaliteit solarstelsel is 'n moet. Ons weet en ons lees daagliks van areas wat vir weke elke maand sonder krag sit. Substasies wat ontplof, transformers wat probleme gee, kabeldiefstal en ons weet dis 'n probleem wat ongelukkig is om te bly. En krag raak uiteraard net al hoe duurder. Verseker. Hoekom is dit belangrik om nie net in tegnologie te belê nie, maar in die regte tegnologie, want daai is dink ek nogals baie belangrik. Spesifiek as dit kom by die kommunikasie tussen jou batterye en jou inverters, is dit belangrik om die regte inverter met die regte battery te paar. Eerstens gaan dit jou waarborg verleng en dan tweedens gaan dit die funksionering tussen die twee net soemloos laat verloop. En dan derdens, baie belangrik, juist die onderwerp van vandag, brandgevare, daai tipe van goed. Deur die regte tegnologie reg te installeer, gaan dit verseker vir jou 'n veilige solarstelsel ook gee. So dis net so van kardinale belang as die tegnologie. Veiligheid speel ook 'n groot rol. Daar's baie diensverskaffer daar buite. Hoekom vir Raumik gebruik as jou verskaffer? Raumik spog al met oor die 2200 residensiële installasies. Ja. Die voordeel is ons installasiespanne is SAPVIA groenkaart gesertifiseerde meesterinstalleerders. So jy weet by Raumik kry jy die beste tegnologie teen die beste moontlike prys en dan die beste installasie ook. So duisende van ons kliënte kan getuig van dit en dit is hoekom ons met selfversekering kan sê gebruik vir Raumik want ons gaan die beste tegnologie vir jou verskaf met die beste installasie. En dan ouer gewoonte, ietsie vir ons kykers vandag. Definitief, ons het vir die eerste 20 kliënte wat vandag hulle bestellings gaan plaas, gaan ons 4 pakkette op promosie gee. Pakket 1 as jy solank 'n voet in die deur wil kry, gaan ons vir jou vandag alleenlik 8 545 watt panele gee, 5 kW hybrid, nuutste tegnologie, inverter met 'n 5.12 kW lithium battery, ten volle geïnstalleer vir 94. Pakket 2 as jy so bietjie meer kragbesparing ook wil hê, het dan 14 panele, 'n 5 kW inverter en 'n 5.1 kW lithium battery. Daai slegs vir 110 000. Pakket 3 as jy so bietjie meer behoefte het daarso by jou huis, kan jy kyk na 16 panele. In plaas van wat ons altyd geadverteer het, die 8 kW, is dit 'n 10 kW inverter met 10.2 kW se lithium tegnologie. Ten volle geïnstalleer vir slegs 159. En dan vir ons boere, wat ons weet, hulle het ook 'n groot aanvraag vir kwaliteit solar toerusting teen bekostigbare pryse. Kan jy kyk na pakket 4? Dit gaan 32 panele wees. Dis 'n 20 kW, 3-fase hybrid inverter met vir vandag alleenlik 25.6 kW se lithium tegnologie. So daai ten volle geïnstalleer vir slegs 310. So al wat die kykers moet doen, maak gebruik van hierdie promosie. Dis nuwe tegnologie, nuwe inverters, nuwe pakkette. SMS nou vir ons die woord Raumik na 43366. Alternatiewelik, gaan na ons webblad toe, raumikconsulting.co.za, alles op die skerm. Ons gaan met jou kontak maak, solar spesialist by jou uitkry en van daar af kan jy met totaal en alle gerusheid in die stelsels belê. Michael, baie lekker om jou te hê soos altyd. Dankie Leon. Nou eers oor na ons projekbestuurder Pieter de Waal en hy vertel ons van die volgende sakefokus waaraan hy werk. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. Ontbytsake rig 'n uitnodiging aan besighede in die Oos-Kaap en vir nou veral die Kouga-streek met dorpe soos Humansdorp en Jeffreys Bay om 'n paar te noem. Hierdie Kouga sakefokus saai in die week van 27 September uit en jou onderneming kan deel daarvan wees deur my kontakbesonderhede op die skerm te neem en my te kontak sodat ons dit kan bespreek. Die Kouga sakefokus baan die weg vir jou maatskappy om uitstekende bemarkingsgeleenthede met ontbytsake te ontsluit. En ek sal alle moontlikhede met jou bespreek wanneer jy my kontak. Dis ontbytsake se Kouga sakefokus wat die 27ste September uitsaai en jy's uitgenooi. Ek hoor graag van jou. Nou oor na Corlie.
Pick n Pay, trots ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Nou, terug in my bitterlekker kombuis, die chops is nog in die oond en besig om goudbruin en gaar te rooster. Nou, terwyl jou vleis in die oond is, kan jy sommer die groente ook in die oond plaas, net op die onderste of die boonste rak, en daar is geen chefkuns aan die groente wat ons saam met die vleis bedien nie. Ek het aartappels in kwarte gesny, sout, peper en 'n bietjie olyfolie daarop gesit, of jy kan ook 'n aartappelspesery gebruik. Nou dieselfde met die rooi klein tomaties en die gesnyde portobellini sampioene, maklik op 'n bakplaat. Nou kom ek wys jou gou, hier is dan my saggekookte aartappels. Jy gaan nou net bietjie van hierdie olyfolie oorgooi en dan meng jy dit nou. Ek hou daarvan om dit sommer hier in die bak te doen. Dit maak dit net baie makliker om die aartappels oral met die olie te bedek en daai speserye of die sout en peper kom dan ook lekker orals op. So al wat jy nou doen, gooi ons dit uit op die bakplaat en dan gaan jy dit nou net so versprei. Dan kan dit lekker in die oond gaan. Dan as dit kom by die tomaties en die sampioene, ek het klaar al 'n bietjie droë oregano oorgesit en jy kan net so klein bietjie sout ook opsit. Nou, moenie enige ander speserye ook opsit nie. Onthou ons vleis het nogal redelike klompie speserye in, so dit gaan dit half uitbalanseer. So al wat jy nou ook doen, bietjie sout opgesit en dan natuurlik daai droë oregano en dan al wat ons nou doen is dan sit jy nou dood eenvoudig hierdie, dis nou hier waar 'n spraybotteltjie of 'n spuitbotteltjie ook lekker werk, want dan gaan lê dit reg bo-oor as wat jy nou hierdie. Gewoonlik wat ek sal doen, jou hand is mos nou skoon, kan jy ook dit net sommer so oorsprinkel. Dit help maar net dat daar nie te veel op 'n slag uitkom nie. Dan kan jy nou daai selfde lepel vat en dit net so lekker deurroer en dan gaan die groente gaan in die oond gesit word en as ek terug is, dien ons in 'n mooi bord natuurlik op. Charlene gesels hierna met François van Saai oor die lamb champs feeste. Ek gesels met François Rousseau, hy is die uitvoerende hoof van Saai by ons in die ateljee. Baie welkom François, lekker om jou hier te hê. François, kom ons gesels oor Lamb Champs. Dit het vinnig gegroei tot een van die grootste feeste in Suid-Afrika. Wat maak dit so uniek? Charlene, ek dink dit is een van die enigste plekke waar jy so groot verskeidenheid lamsvleis kan proe soos by Lamb Champs. Dis by ons Pretoria geleentheid is dit 100 lammers van reg oor die land, boere wat teen mekaar kompeteer, verskillende tipes rasse lam wat mense kan kom proe, alles ingesluit in hulle kaartjie. En saam met dit is dit 'n lekker dag vir die gesin om uit te kom, musiek te luister en dan natuurlik van elkeen van hierdie boere se pragtige produkte proe. Ja, en jy het nou Pretoria genoem, maar hierdie jaar spesifiek het julle uitgebrei na verskillende plekke. Julle gaan nou Parys toe onder andere en waar nog Kimberley. Hoekom het julle besluit om dit nou amper landwyd, julle sterk op pad daartoe lyk dit vir my te neem? Ja, ek dink die eerste geleentheid is die 13de Junie by die RPO se Noord-Kaap Kongres in Kimberley is die en dan daarna het ons groot een in Pretoria die 26ste Julie. Daarna September is dit Boland Landbou Skool. Ons het Parys en dan vat ons al die wenners van hierdie vorige 4 geleenthede en hulle kompeteer dan teen mekaar by Botawil in Oktober om te kyk wie het die lekkerste lamsvleis in Suid-Afrika. Ek dink die groot rede hoekom ons uitgebrei het na meer provinsies toe en meer geleenthede is buiten om te soek vir die lekkerste lamsvleis in Suid-Afrika, moet ons ook vir boere se produk blootstel aan verskillende tipes verbruikers en ook uit verskillende gedeeltes van die land. So dis hoekom ons nog geleenthede bygevoeg. Ja. Is daar 'n manier dat julle dit monitor of dat julle dit kan navors en kan sien dit is die groei wat gekom het in die bedryf en kan julle dit dalk toeskryf aan wat julle doen? Ja, ons het gelukkig na hierdie eerste jaar se vennootskap met Pick n Pay en ek sien die pakkie vleis staan daar, het ons werklik vir boere die geleentheid gebied om hulle produk op 'n groot skaal na
'n plek soos Pick n Pay bekend te stel en dan 'n groter afset vir hulle produkte bied. En ek dink hierdie tweede jaar gaan ons baie meer winkels en beter logistieke roetes byvoeg. So ek dink na hierdie tweede en derde jaar gaan ons werklik 'n betere mate kan bied tot waar en hoeveel ons afset. So Lamb Jams het begin as regtig 'n viering van die van familieboerderye wat nou fokus op die lamsvleisindustrie. Wat dink jy is die impak wat julle maak en wat het jou laat besluit of julle laat besluit Suid-Afrika het so iets nodig? Ek dink ons noem dit 'n waardeketting want jy kan hom net trek, jy kan hom nie stoot nie. En vir ons en vir boere veral is dit belangrik dat hulle produk 'n afset het en dat mense verstaan wat is die storie agter die produk. En groter is dit, wat is die storie van familieboere, nie net skaapboere nie. En ek dink dis ook wat in ons televisieprogram so mooi uitgebeeld is wat is die uitdagings van familieboere en hoe kom daai produk op 'n winkelrak en wat is die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. So dit is 'n groter prentjie, maar die prentjie van skaapboere is so pragtig en mooi om uit te beeld. So daar selfs kompetisies vir die publiek, vertel vir ons vinnig van die ongelooflike pryse wat op die spel is. Ja, so vir die maand van Mei enige van die kykers wat kaartjies koop vir enige van die geleenthede wat beskikbaar is op ons webblad, hulle name word outomaties in 'n trekking ingegooi vir 'n R25,000 prys by Hoënvert familieplaas daar langs die Lesotho grens. Dit klink vir my na 'n ongelooflike prys. Baie dankie Fransjo dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Was heerlik om jou hier te hê. Nou ja, Leon gesels nou met Margit se tienerdogter Luka. Nou gesels ek met Luka. Hallo. Hallo. Is jy reg hiervoor? Ek is 100% reg. Ek gaan probeer vasvra. Okay. Nee, ek gaan nie. Ek gaan glad nie dit doen nie. Dis eintlik net vir my 'n bietjie irriterend as ek lees van al jou talente. Want is liedjies skryf, klaf boonop die toneelspel. Is dit vir jou eerste liefde? Is musiek so half jou eerste ding of die toneelspel is dit hoog op die lysie? Dit is moeilik vir my om musiek en toneelspel te vergelyk want ek's mal oor kameraadskap. Wow. Ek weet nie hoe anders om dit te stel. En dan ook kamera. Dis dit. Ek moes een dad joke ingooi, okay? Ja. Ek weet dat Jurg kyk daar by die huis. Ek moes net enetjie ingooi vir hom. So ek's mal daaroor om saam met mense te werk en hoe lekker dit is om met mede-akteurs te werk, maar ek sal sê musiek is nog steeds my grootste passie. Dis soos my uitlatingsklep, is wat ek meeste van my vryheid uit spandeer deur dan musiek te luister en musiek te maak. Maar dit is moeilik om te vergelyk, so ek weet nie eintlik nie. En jy skryf ook liedjies. Yes. En jy het graad 6 Trinity College. Nee, dit is belaglik. Maar ek wil gesels oor Trompoppie. Dit is toe nou die eerste keer wat jy op 'n groot TV stel. Ek wil ons het nou gehoor hoe jy agter die verhoog basies groot geword het, maar hierdie was die eerste keer wat op 'n TV-produksie gewerk het. Ja. Hoe was dit vir jou? Dit was bietjie scary in die begin. Ek was soos daar's baie mense en make-up mense en kameramense en die kameramense is vreeslik snaaks. Dit is outomaties. Alles ook oulik. So ek sal sê dit was scary in die begin, maar dit was 'n baie goeie leerervaring en dit was my baie lekker om 'n karakter vir die eerste keer op televisie te vertolk want ek kon kleiner speel en ek het 'n baie lekker karakter gehad om te speel. So ek sal sê dit was 'n fantastiese geleentheid en dit was die span mense was baie verwelkomend. As jy nou sê kleiner speel, wat bedoel jy daarmee? Is dit soos jou handgebare moet kleiner wees of ja, wat op 'n verhoog moet omdat mense speel vir die agterste persoon in die saal gewoonlik. Agterste persoon in die saal. So mense moet meer handgebare doen, mense moet projekteer. So dit is vir my lekker om my rol meer te internaliseer. So ek kan meer die emosies voel as om uit te speel. Ja. So dit was vir my 'n lekker ervaring, maar ek is baie lief vir die verhoog so. En jou karakter Elke. Vertel ons 'n bietjie van die karakter. So Elke is 'n interessante een. Sy baie donker. Haar ma het haar nie reg raak gesien nie. So sy was altyd maar iewers in die agtergrond tot en met die einde van die reeks. Dis sy bietjie van haar kop afgeraak het. So, dis jammer dat dit op so vroeë ouderdom al met jou moes gebeur. Dit gebeur gewoonlik met ons eers later. Ja, so Elke is baie donker, maar ek voel daar is wel mens kan op een of ander manier met haar aanklank vind as mens onsigbaar voel as 'n tiener, want dit is 'n tema wat baie gesien word. Ja. So Dit het vir jou gewerk.
Dit het vir my Ja. Daar's groot name hier in. Marion Halem, Albert Maritz, Frank Opperman ensovoorts. Was dit vir jou was jy bang? Was dit het jy 'n bietjie geïntimideer of dink jy die feit dat jy in so 'n huis groot geword het jou gehelp om so 'n bietjie te step up soos hulle sê? Ek sal sê definitief die feit dat ek so 'n huis groot geword het gehelp. Was bietjie bang in die begin, maar later het ek gemaklik geraak en hulle was so verwelkomend. Soos Marion was my ma op die set en sy was my ma op die set waarvoor ek kon gaan vir advies. Ja. En almal was regtig fantasties om mee te werk. So ek het baie vinnig was ek relaxed. En ek het wiskunde sommige doen in die green room en almal het my gehelp. Dit was fantasties. Ek kan nogal dink. Wat sien het die TV-gogga jou gebyt? Voel jy dit is iets wat jy definitief gaan najaag in die toekoms? Definitief. Ek was mal oor my ervaring. Natuurlik nie alle ervarings sal so fantasties kan wees as daai nie, want ek was mal oor die storie oor die algemeen en almal op die span. So definitief, maar ek sal nog steeds sê my eerste liefde teater gewys bly die verhoog. Dis net omdat ek dit nou al so lank doen. Ja. Maar definitief, ek het 'n baie goeie eerste ervaring met TV gehad so. En ek het ergens gelees dat jou maat vir jou baie oulike raad gegee. Dit het ek nou sommer so raak gelees en ek wil weet of dit waar is. Het ons gesê ken jou woorde. Wees bereid om 'n bietjie te wag en luister. Hurry up and wait. Hurry up and wait. Was dit toe nou die geval gewees? Het daai raad vir jou gewerk? Ja, definitief. Jy moet maar jou woorde ken want op 'n TV-stel staan altyd agter, so jy kan nie mense se tyd gaan staan en mors nie. Ek sê Hoor jy Davie? So hurry up and wait en so jy moet jou woorde ken en veral omdat my eerste rol was en ek beverre oor die algemeen die jongste mense op die stel was en so ek was bietjie geïntimideerd, so ek moes woordvas wees in die begin. Ja. En definitief die hurry up and wait aspek was daar. Jy kom daar, jy word gejaag, make-up en is dit vir 3 ure in die klim. So. Luka, ons gaan jou nie te lank laat wag nie, maar dankie, dis lieflik met jou te gesels. Selfde, baie dankie. Nou nog 'n bietjie eet ook, so moet nou nie weggaan nie. Cassie Carstens is die toernooibesitter van Absa Wilde Klawer. Cassie, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie Dawie, lekker om hier te wees. Ons gesels nou oor Absa Wilde Klawer vanoggend. Dis is 'n baie belangrike datum op die sportkalender van skole. Hoekom is dit so? Jong, ons gee geleentheid vir die topskole in Suid-Afrika om op 'n krag-teen-krag basis te mekaar mee te ding jaarliks. Dis 'n keuringsproses. Daar's verskillende toernooie binne in 'n toernooi. So ons het verskillende ouderdomsgroepe. Skole word uitgenooi. Ons het graderingsstelsels waaroor ons net 'n bietjie sal uitbrei. Maar die geleentheid is daar vir die topskole en dit was die doel van die begin af van 2009 af om topskole geleentheid te gee om teen mekaar te kan meeding op 'n krag-teen-krag basis. Op die sportgebied natuurlik. Op die sportgebied. Nou dis al 16 jaar aan die gang. So maar wat is die oorsprong daarvan? Waar kom dit vandaan? Jong, in 2009 het van die skoolhoofde van die groter skole het met 'n versoek gekom dat hulle nie genoeg krag-teen-krag wedstryde het nie in hulle ligas in nie. So hulle het met 'n konsep tevore gekom, onder andere wyle oom Basjan Reinhardt wat op daai stadium skoolhoof van Parel Gym was, professor of rektor Jannie van der Westhuizen en net met Louis de Kok kom praat van Wilde Klawer en die toernooi het in 2009 begin met 12 skole. En daar was 'n graderingsstelsel van supersport. Hy daar begin, hy daarvan af gegroei tot waar ons nou is 15 jaar later, waar ons met 12 skole begin het en waar ons hierdie jaar afgesluit het met 126 skole, 232 spanne wat deelgeneem het. Wow. So ek reken dit speel seker 'n baie groot en belangrike rol in die ontwikkeling van jong atlete. Ja, ek dink die doel van die toernooi is om meer blootstelling vir atlete te gee, vir sportmense te gee op verskillende vlakke. Boonbehalwe dat ons noem dit 'n groot skole toernooi het ons ook 'n uitnodigingstoernooi wat gepaardgaande gaan met die toernooi waar ons 24 skole uit die Noord-Kaap nooi om in 'n aparte toernooi teen mekaar te kan meeding. So hulle kry ook daai geleentheid soos wat die groot skole teen mekaar dan meeding en groot skole wil teen mekaar speel want daar's graderingsstelsels en hulle wil sekere graderings hê. So rugbyveld, netbalveld, sokkerveld en ons het hierdie jaar hokkie bygebring wat dit baie interessant maak. So is dit die hoofsaaklike belangrikste sportsoorte? Ja, ons het aanvanklik net met rugby begin. Netbal is bygebring in 2010.
2011 en 2012 het laerskoolsport bygekom. En toe het die behoefte ontstaan vir sokker wat in 2022 bygekom het en dan hierdie jaar hokkie bygekom. Die Absa Wilde Klawer gees is nou nogal bekend. Vertel my van die atmosfeer. Ek dink baie van ons ken die interskoolgees wat daar is tussen verskillende skole. Ek weet die naweek speel Grey byvoorbeeld teen Parel Boys High en ons weet van Parel Boys High en Parel Gym en ons weet van die Affies waterkloof wedstryde. So die gees wat daar is, in Kimberley het ons die geleentheid om al hierdie topskole bymekaar te kan hê waar gees 'n belangrike rol speel. Nie net op die sportveld nie, maar ook onder die beamptes, die onderwysers, die afrigters wat een keer per jaar vir 11 dae bymekaar kom. Net baie vinnig, 'n boodskap aan die ondersteuners en aan die skole en aan die borge wat jy vir hulle wil stuur. Ja, hulle kom elke jaar met 'n doel Wilde Klawer toe om te kom presteer, Absa Wilde Klawer toe. En daai geleentheid is nog altyd daar vir hulle. Kom geniet die sport, kom geniet die tyd wat daar is en kom leef julle sport uit. En vir die sportmanne, kom wys julle stal, kom wys julle talente wat julle het. Daar's jy weet, Suid-Afrikaanse skoolsport is baie gesond en ek dink dis van die beste in die wêreld en dis hoekom ons Springbokke en ons Proteas so goed doen. En Suid-Afrikaners is sportmal. Ek dink heeltemal reg so. Verseker. Cassie Carstens, toernooibestuurder van Absa Wilde Klawer, dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Dit was 'n plesier, baie dankie. Charlene, dis nou my agbare kollega wat ook 'n moeder is op Moedersdag. Is volgende met die nuus oor die nuutste nuus oor rooi rose. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Die maand in Rooi Rose se Moedersdag uitgawe met aktrise Nadia Beukes op die voorblad, kyk hoe pragtig lyk sy, vertel sy oor haar besige lewe en besige seuntjies. Nog twee bekende ma's, Dorrit Potgieter en Therese Bam, spog ook met hulle kinders en jy kan lees oor kanker wat vir jare sluimerend in jou liggaam mag wees. In Rooi Rose se Sakevroue Fokus in samewerking met Ontbytsake gesels hulle met twee vroue wynmakers wat berge in die wynbedryf versit. Hier is ook heerlike aandete resepidees en jy kan 'n ring ter waarde van R27.000 wen. So, dis nog 'n lekker Rooi Rose die maand. Gaan kry dit sommer nou. Nou vir die groot oomblikhede, kultuursake met die bekendstelling van die bitter lekker musas. Soos Alina genoem het, ons het hier lede van die nuwe musiekgroep die bitter lekker Musas hier in die ateljee. Ou bekendes. Goeiemôre meneere. Goeiemôre Leon. Stefan Jansen, Stefan kom. Ag, dankie. Altyd lekker om jou gesig te sien. Ek weet dit is. Dankie Miller. Stefan, ek gaan by jou begin. Hoekom die naam Musas? Want dit is lekker, maar hoekom? Weet jy wat, dit kom alles uit die oorsprongwoord muse, wat jy sal weet inspirasie beteken. Ja. En ons is nou meervoude, dis waar die S vandaan kom. Ja. En omdat ons musicians is en ons is musikante, die idee is om inspirerend te wees vir ander musikante. Ons staan definitief sterk vir die onafhanklike musikante en ons wil graag vir hulle inspirerend wees deur vir hulle te wys, jy hoef nie noodwendig by 'n groot platemaatskappy te wees om by die grootste feeste in die land gesien te word. So ons staan sterk op daai punt. Ons wil net die manne wat onafhanklik staan inspireer, wys vir hulle ons kan dit doen. Nee, dis 'n musa-inspirasie. Vertel ons so 'n bietjie van die ander lede van die groep, die bitter lekker Musas. Ja, ons is 5 sangers. So eerstens het ons vir El Major. Sy is bekend vir 'n liedjie Kos vir my siel. En dan byvoorbeeld Ronaldo Alberts, hy is bekend vir 'n liedjie wat ons noem Perfekte jy, die perfekte tyd. Laat my dan kan Miller. Dankie. Choppy Miller Brandt, hy is bekend vir sy liedjie Braaibroodjies en al die miljoene kykers wat dit al gekyk het. Dan het ons ook vir Wilmarie Senekal met haar liedjie Paaie, ek Stefan Jansen, ou Suikerbossie. En dan het ons 'n baie lekker band. Ons het 4 bandlede
Rudy Kleingeld, ons het vir Estienne Legrand op die basgitaar, ons het vir Zander Kriegler op die dromme en dan Lucia Poggenpoel op die klawers. Ja. Sy speel daai 2 klawers so gelyk. So ons is as ons op die stage klim is daar 9 mense wat saam gelyk musiek maak. Maar ons voel soos een. Ja. So, Almal musikante in hulle eie reg. Wat se tipe musiek kan ons verwag van die Bitterlekker Musas? Die lekker ding van hierdie groep, Leon, is dat ons is 5 musikante met ons eie identiteite, soos al die musikante wat by ons betrokke is, maar met hierdie band agter ons wat vir ons almal musiek maak, trek die band ons almal se klank in een. So dit is regtig van pop rock tot by adult contemporary soos ek tot lekker braai pop en rock liedjies. So dit is almal het 'n verskillende klank, maar saam met die band dan word ons 'n lekker eenheid. 'n Eklektiese mix. Miller, julle tree vanmiddag op as vir die eerste keer as die Bitterlekker Musas. Hoe laat en waar? Man, mense kan uitsien om ons te sien vanmiddag by Op die Fees in Benoni om 12:00. Mense kan ook uitsien om die kunstenaars wat voor ons speel, kunstenaars soos Lia, Bartu, die Piesangskille, Jan. Hulle open nou maar vir julle. Jy weet, ja. En dan ook na ons is dit John Boucher en dan is ons 12:00 op. So mense kan asseblief kom kyk. Dit gaan awesome wees. Jy kan uitsien om die beste songs te hoor. Ons het so hard geoefen en gewerk aan hierdie produksie. So mense kan kom. Ons verwag om en by 20,000 mense deur die hekke. Ja. So jy kan aan jouself indink, dit gaan 'n massiewe party wees. Nee, dit gaan en kaartjies is by die hek ook beskikbaar. So mense moet die laatkomers stroom in. Asseblief. Nou 5 van die 9 stuk is vandag hier om 'n liedjie te sing. Vertel ons dit gou vir die liedjie want ons sien uit om aan te luister. Ja man, ons het so 'n paar jaar terug het ons 'n liedjie skryf kompetisie. Jy sal nou onthou die ontbytsake liedjie skryf kompetisie. En toe het hierdie liedjie rug teen rug gewen. Ja. En wat baie interessant is dit het toe ons naam geword. Hierdie beweging van hierdie musiekfamilie, dit het toe ons naam geword en wat besonders is van dit is dit staan vir wanneer ons rug teen rug staan, het ons 'n beter kans om hierdie oorlog wat lewe is te wen. Ja. En veral nog in hierdie musiekbedryf as onafhanklike kunstenaars. So ja, dit is ongelooflik. Ons sien uit om julle nou lewendig en regstreeks dames en here. Draai gemaak het. Laat ons luister wat die 5 kan vermag en ek sien ook uit om die liedjie later saam met die volle musiekgroep nou so op die verhoog te ervaar. Kom ons hoor. En rug teen rug staan ons by mekaar. As die nood weer roep, sal ek weet jy is daar. Al voel alles te swaar, sal jy my kom haal. Hierdie lewensoorlog sal ons deur kan maak, as ons rug teen rug staan. Hardloop vooruit, ek's agter jou, ek roei die vyand uit. En op my skouer dra ek jou hieruit, want ek weet jy sal dit ook doen vir my. En rug teen rug staan ons by mekaar, as die nood weer roep, sal ek weet jy is daar. Al voel alles te swaar, sal jy my kom haal. Hierdie lewensoorlog sal ons deur kan maak. En rug teen rug staan ons by mekaar, as die nood weer roep, sal ek weet jy is daar. Al voel alles te swaar, sal jy my kom haal. Hierdie lewensoorlog sal ons deur kan maak, as rug teen rug staan.
Weersake met Annika de Beer word weekliks op Ontbytsake se webtuisblad gelaai, sodat enigeen kan gaan kyk wat dit moontlik misgeloop het. Besoek ontbytsake.co.za. Nou, dis ons Moedersdag program en om daarby aan te sluit het ons die afgelope week vir julle 'n paar vrae oor julle maas en moederskap op ons sosiale media gevra. En die eerste een was: beskryf ma wees in een woord. En ons het baie ware woorde van julle gekry, soos Desiree Sauer wat sê rigtingwyser en Ansie Malherbe wat sê onvoorwaardelike liefde. Dis 2 woorde. Ja, nee, maar ons vat dit net so. Ek stem ook saam met Daphne van der Giesen wat reken ma wees is onbaatsugtig. Dit sal ek definitief kan mee saamstem. En Beatrice de Beer Swart se woord is beskikbaar. So ook Lily Senior Foster wat sê God geskape. Ja, nee, maas is maar die steunpilaar. Ja. Nou, ons het julle ook gevra, wat het julle ma nog altyd vir jou gesê? En daar het 'n paar oulike wyshede na vore gekom. Soos Betty Wenzel, sy ma wat altyd gesê het, 'n luiaard dra hom dood en 'n flikse loop vir hom dood. Daai woorde klink my baie bekend. Hoor jy David? Ek het dit nog gehoor. Veral die luiaard dra 'n loop dra hom dood. Annelie Botha se ma het altyd gesê jy sal verstaan as jy eendag self kinders het. Nou is dit nou nie die waarheid nie. David, jy is mos nou al 'n oupa. So verstaan jou dogter nou al wat dit beteken. Nee, sy doen nie. Sy het niks geleer nie. Ek moet daar nog alles leer. Nee, ek is nie. En laastens ook mooi woorde van Louise Groenewald wat sy ma wat altyd gesê het, jy weet waar is die huis. Ja. Nou, hierna tyd vir snel 4 sake en 'n kans om groot te wen. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram en YouTube. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Ontbytsake wil graag ons kykers beloon as hulle met enige van ons besighede of organisasies handel dryf. So, welkom by hierdie maand se splinternuwe snel 4 sake. Hier sou dit werk. Ons wys julle nou 'n advertensie van Clovendal Consulting Agency. Hierdie alles-in-een agentskap is elke bruid se betroubare regterhand vir 'n stresvrye troudag van beplanning tot onthaal. Die eerste persoon wat met Clovendal 'n transaksie beklink, ontvang R4.000 kontant. Jy sal vinnig moet spring om teleurstelling te voorkom. Onthou, dis ons mense, ons besighede, ons trots. Hierna maak Corlie gou vir ons die kos klaar. Topdiensverskaffers vir voornemende troupaartjies, soos Glow Align, Cosmetology en PS Professional, asook Glow & Go Nelspruit. Hurter Spies, waar die voorhuwelikse kontrak geteken is. Solomons wat seker gemaak het die manne lyk elegant. Stylvol vervoer deur Strubenstraat Motors. Rudy Klaasse het gesorg vir haar ingrimering. Karen Couturier vir die rokke en juwele deur Glamour Girl. By Dillstrom Country Wedding se waterval het The I Do Guy hulle vir ewig verbind. Prachtkoek deur The Big Day Cake Studio. Elke oomblik vasgevang deur Stefan Kutsie Wedding Photographer. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in die Kouga-streek van die Oos-Kaap, wat insluit Humansdorp, Jeffreys Bay, St Francis, Hankie en Patensie. So skakel hom vandag nog en bespreek jou plek. Dit word op 27 September uitgesaai. Nou onthou vandag se resep en hoeveelhede is net 'n riglyn. Kook met jou eie gevoel en liefde vir kos. Gebruik enige ander groente as jy nie die spesifieke tamatie of sampioene in jou yskas het nie. Nou kom ons dien onmiddellik op. So waarmee ek begin is ek vat van die aartappels en ek sit so 3, 4, kan jy maar net so neersit. En dan natuurlik hierdie heerlike lamschoppies kan jy net so sit. En as daar 'n sousie aan die onderkant is, kan jy van dit ook nou straal so omdat jy kan sien, kan jy dit dan net later so 'n bietjie oordrip. En dan het ons hier nou van jou geroosterde tamaties. Onthou moet nooit jou sampioene afspoel nie, jy kan hulle afvee, anders dit daai water wat agterbly is dan wat veroorsaak dat dit die water in die pan maak. So daar sit ek so 'n paar champioene op. Jy kan van die grotere helftes ook opsit.
En dan natuurlik ook ons tomaties. Dit bring net so lekker bietjie kleur in. Ek gaan nog so enetjie opsit. En dan net om nog bietjie kontras, lekkerte en kleur in te bring, vat jy so 'n stukkie feta kaas en jy breek hom net so met jou vingers so bo-oor. En dan laaste, daai tikkie groen. Dis hy. Geniet die resep en soos elke week is dit op ons Ontbytsake se webblad beskikbaar na die program. Lekker naweek julle en onthou al die bestanddele is beskikbaar by Pick n Pay. Volgende week bring ek weer vir jou 'n heerlike en nuwe resep. Dawie gesels nou met Margriet, een van ons Moedersdag gaste vandag. Dis my beurt nou om met Margriet te gesels. Dis so lekker om jou te sien, weet jy? Ja, hoe lank ken ons mekaar nou al? Dawie, ek dink ons ken mekaar omtrent 30 jaar. Ja, vir ewig in 'n dag. Ons sien mekaar te min. Ons sien mekaar, maar ons gaan mekaar binnekom. Ons gaan mekaar 'n bietjie. Ek gaan 'n bietjie by 'n boeredraai kom maak. Dit sal gaaf wees. Ek dink nie jy was al ooit daar. Ek was nog nooit by die boer, want ek kry ons nie eintlik uitnodiging. Ag, ek gaan nou onwelvoeglike woorde op lig sê. Luister, ek wil nou vir jou net so te loops. Het jy daar's so 'n seisoen. So elke 6 maande dan kom die dowwe dollar kameel toon. Ek weet ja, want dan kry ek al die mense wat sê hulle love dit of hulle haat dit. Ja, nee, ek kry hom. Weet jy anyway, sy is al hoeveel jaar nie meer met ons. Nee, maar dowwe dollar het so gepraat van. Dis nou die einde van dowwe dollar, maar sy het daarom vir my al lank al. Ek weet, maar sy het my daarom op my plek gesit vir 'n tyd lank. Ja, maar jy het gesoek daarvoor. So dis 'n deel van jou verlede. Nou sit ouma. Ouma het ek begin as 'n cameo in die laaste paar dollars. Maar toe het ouma net so... Wat is 'n cameo? 'n Cameo is sy het net so 10 minute, 15 minute ingekom en dan kon ek mos nou nie verouder soos ouma of die pryk of enigiets doen nie. En dit was eintlik net vir my vir afwisseling en om ander sake aan te spreek. Want toe ouer ek geword het, die dollars se goeders nie meer vir my altyd relevant gebly in waar ek is, wat ek wil sê nie. En toe het ouma gekom en toe het ek klaar gemaak met Holla en toe het ek klaar gemaak met ouma ook en toe laas jaar het Hugo Tiaart van die KAK by genek en toe het ek vir ouma, maar jy hoef nie vir Dolla te ken om vir ouma is op haar eie. Jy niks, daar's geen sprake van Dolla nie. Daar's nie eers verwysings na Dolla nie. En Jurg, my man, skryf ouma. So ek sê alles wat ouma kwytraak is eintlik maar net Jurg. Dis ek sê kom dis 'n bietjie uit 'n vroue perspektief ook wees, hoor. Hierdie wat jy nou dis op die pas geskryf het. So eintlik is Jurg 'n knorrige ou man. Hy sê hy kom nou skiet. Nee, hy het alles behalwe hy's knorrig, hy's nie oud nie. Hy's nie knorrig. Hy sê wat hy dink. Jy staan nie moeilikheid. Jy kan nou nie meer uitkom nie. Jy kan nie uit hierdie een uitkom nie. Maar is Dolla op en ouma so 'n soort van jou alter ego. Dis so iets. Ja, die ouma is 'n nuwe alter ego en sy toer die land plat. Ek gaan nou in die bos toe. En Konrad Raal speel vir my klavier, die tokkelaar soos hy hom noem. En dit is 'n komedie kabaret. En dis lekker want ouma se verstelstyl is heeltemal anders as Dolla. So daar's baie minder punchlines, meer storie vertellend met 'n punchline. Meer nostalgies, meer want ons almal raak ouer. En wat gaan ons eendag hê? Jy word geen ouer nie. Ag, well, jy word geen ouer. Okay, hou net aan. Ek gaan heeldag bly. Maar iets wat nou al 'n paar jaar oud is die boer. En jy het al nee. Ja. Jy het nou onlangs 'n groot mylpaal behaal. Wat is dit? 20. Ons is dit die hele ding? Dis die hele. Is dit nie genoeg nie? Ja, maar okay, dis algemeen maar jy gaan nou klomp goeders om dit nou te vier gaan nou klomp goed gebeur nie. Daar moet nog, maar kyk daar ons werk onsself so karplaks. Ons het die boer ook besit oopgemaak. Almal het gesê gaan jy nou launch hou. Dis nee, die eerste dag het Valiant opgetree en hy was vol. Dit is ons motto, as jy werk. Jy adverteer nie, jy doen wat jy moet doen. Staan dag op en dit moet die ervaring wees. En ons is baie dankbaar dat die boer 20 jaar oud is. En ons sê dankie daarvoor vir al die kunstenaars, maar veral vir ons gaste. Ons het mense wat 1 of 2 keer 'n week kom. So is die idee van die boer is dat mense gaan sit daar en eet en dan kyk jy moet slag kom 20 jaar later. Ja, dan kyk ek saam, maar ek moet net Dis 20 jaar oud en die hele effek is ons het baie goeie kos, ons het 'n baie goeie chef. Dis 'n baie lekker atmosfeer. Ja, in die Kaap, julle het julle vleis dan, maar proper vleis. Ja, ons en brannas?
Ja, ons het alles, jy kan maar kom. En dan het ons baie wyne ook. En dan, dit is 'n intieme atmosfeer, so dit is 'n groot sitkamer basies. So wie jy ook al daar voorsien, Amanda Strydom, of dit nou Elandrey is, en of dit Johan Lieben, wie ook al, is intiem. Dis 'n intieme vertoning. En ons doen theater, comedy, ons doen 6 dae van die week 'n vertoning. En dan eet jy, en jy kyk die show, en jy drink 'n glasie wyn, en jy ontspan. Luister, ons het jou nou genooi vir jou en vir Luka. Ja. So net hierna kom Luka saam met ons gesels. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Sê my, het jy lekker gesels saam met oom Leon? Dit was baie lekker, dankie. Weet jy, hy vra sulke ou lawwe vragies, jy weet, hy's nog nie in die bedryf. Hy's nog geleidelik begin regkom. Jou ma sê nou net hierso vir ons vertel dat jou pa's regte ou knorpot. Is dit waar? Ek dink nie so nie. Ek ken hom. Wel nee. Weet jy, hy's 'n double-sided coin, you know, nee. Hy's nie 'n knorpottie, ek dink nog hy's 21 jaar oud. Maar partykeer, weet jy, ek en hy het dieselfde frustrasie geen gekry. So, maar daar weer nou uit konteks dit gaan. Ek sê pappa skryf vir ouma 'n teks. Okay, maar hy is 'n knorpot dan. Dan is hy 'n knorpot. So dit is binne konteks nou gesê. Okay, ja, dan is hy 'n bietjie van 'n knorpot want hy en ouma's pretty much dieselfde. Weet jy, as ek nou hy was, nee. As ek nou hy weet jy hoe sou ek nou gevoel het? Dat my die twee vrouens in my lewe sê ek so 'n knorpot. Met liefde. Maar weet jy, hy sê nie vir ons want ons is eerlik, want hy's net so, ons het 'n baie eerlike huishouding. Ek wil hier oor julle huishouding wil ek gesels. En is ook 'n Bermuda triangles vind niks stop in nie. Nee, jy en pappa verloor alles. Wie is die kwaise van die twee? Ek kan nie dink dat daai een kan 'n kwaai ma wees nie. O nee, sy kan wees. Nee. O nee. Wie is kwaaier, ek of pappa? Dis wat ek nou eintlik. Hulle is kwaaier verskillende goeters. Dis die ding, dis eintlik maar redelik dieselfde as jy alles in ag neem. Maar die algemeen sal ek sê sy, want sy monitor my meer. So sy sien meer wanneer ek droog maak. So sy Dis nou iPads en iPhone, die sosiale media goeters en so. Ja, wat? Nee, ek monitor, ek vat nie 'n foon nie, ek vat nie, maar dit is 'n ander manier van te sy is meer betrokke oor die algemeen in my daaglikse lewe. Dis hoekom ek sê Ja, ek meen jy's nou 'n tiener. Ek meen hoe voel dit om 'n tiener in die huis te wees? Ek meen, weet die tieners van vandag, weet jy? Die kinders van vandag, weet jy? Kyk, ons het 'n baie lang insetsel dan nodig as ons oor tienerskap gaan praat. Ek is geseënd dat ek regtig van my dogter hou. O, jy doen? Ja, ek hou van haar. Ek weet, dit is lief vir mense. Dis 'n verligting, hoor. Dit is lief vir mense, maar mense hou nie noodwendig van hulle nie. Ek hou regtig van my dogter. En ons het baie raakpunte en ons doen baie lekker dinge saam en ons spandeer baie tyd saam en dis vir ons bijvoorbeeld lekker gewees om op te vlieg en te gesels met mekaar en te ek leer baie by haar. Ek meen jou pa skryf nou ouma, jy weet, hy skryf dit nou. Is jy op 'n manier betrokke daarbey? Is jy bewus? Ek meen hulle is nou betrokke daarbey want hulle praat seker daaroor. Vermoed ek nou maar. Ja, ons beklei gewoonlik daaroor. Beklei, ja, goed, hulle beklei dan nou daaroor. Maar is jy betrokke by hierdie bekleierery? Gewoonlik is ek die bystander wat net kyk en dit sê, okay, ja, mamma is reg, jy moet maar so 4 bladsye sny. In elk geval, ek is daar, ek neem die foto's, ek sê company, you know. En wat sy baie doen by die kinderproduksies met woorde die het sy die helfte van die songs geskrywe. Die lirieke en die toonsettings met Floyd het jy laas jaar ook. So ek span al baie daarbey in want dis nie my. Maar dit is al bekend as kinderarbeid, jy weet. Okay, hy gaan nou vir my as ek jy afstap. Ek dink jy's met klagtes. Ek doen dit willekeurig. Nee, daar's gelukkig so iets. Kinders moet beskerm word. Kinders sê ek betaal haar nie. Sy het mos 'n dak oor die kop. Wat doen julle? Reis julle baie as 'n familie? Ja, ons is groot travelers. My ma is heeltyd besig om na e-mails te soek vir nuwe vliegtuigkaartjie specials. Maar ek hou van 'n ou regte ou cheape. Maar dan kan ek meer geld spandeer op wat ek kan gaan ontdek. Nou presies. So, maar ook ons toer ook baie oor die land vir produksies en tot en met die ouderdom van 6 het ek oor ons getoer. Ongelukkig het hierdie ding met die naam skool begin en toe kon ek ja, dit is maar 'n ding, dis maar las. Maar ek nog steeds gaan ek oral waar ek kan.
Luister hierso, ons moet nou begin het klaarmaak. Ek wil net vir jou 'n bietjie advies gee hierso. Ja, Nou as jy nou kyk hoe werk ontbytsake hierso nou vanoggend, né? Ek meen dis nie ek meen jy het nou ongelukkig jou ma as ma. Ek meen wat nou kan mens nou niks daaraan doen nie. Maar ek meen as jy nou kyk as jy nou kyk nou as jy nou kyk ontbyt, dit is nie hoe televisie gewoonlik werk nie, hoor. Gewoonlik is baie meer ernstig. Gewoonlik het hulle behoorlike vloerbestuurders, goeie mede-aanbieders en so aan. Ontbytsake het nie noodwendig die geld om vir al hierdie goederes te betaal. Dit is hoekom ons nou maar is. Nee, nou praat ek baie twak hoor. Julle is amazing. Ontbytsake is mense is almal amazing. En selfs jy Marius as voerbestuurder is bly. Ek wil dit net kategories stel. Dat ontbytsake 'n rol in die geld, is baie geld. Almal word goed betaal. Jy is talentvol. Ja. Die gas is baie spesiaal. Baie geld want dis actually Dis regte vleis. Lamschops. Almal is baie lekker. So baie dankie dat julle ook hier by hierdie suksesvolle program met draai kom maak. Jy is lanklaas gedonder. Ek stuur vir jou weg hier. Ons gaan vir Luka ook ietsie gee maar met 'n ou stoute wyntjie en 'n pragtige leerwynsak van ons vriende by Boot and Rally en 'n koppietjie. Kyk hier. Kyk, dis fantasties. En Luka, jy kry ook 'n kop. En 'n bottel water. Ja. Dit is die koppie. Maar die wyn hou jou oop, want dan kan ek mamma ontspan. Ek drink baie koffie. Ek sal my oggendskoffie hier drink. Ontbytsake, ontbytkoffie. Dit net 'n bietjie sout nodig, maar verder baie. Jy speel met vuur. Hy is wonder as dit volgende week net. Maar wat doen ons volgende week net so terloops, David? O nee. Volgende week is ek nou nie hier so nie. Ek is baie jammer. Hierdie bekwame span. Ek dink dit is vir my. So ek is op die pad en Johan maak ek seker jy gaan 'n beter job doen as ek. Okay. Volgende week is ons ateljeegas die voormalige Springbok-stit Steven Kitshoff en aangesien Dawie nie hier is nie, het ons 'n sportkenner, Vanessa Marie de Tooy gekry met ons. Bye bye. Eerlikheid. Marie, thanks man.